Kom ons bid net saam. Dankie Here dat ons nou kan stil word voor U ook, laat U met ons sal praat. Dis ons so groot voorreg om U te kom vereer, nie net met ons stemme nie, maar dat ons harte saam met dit was. Nie net leefwoorde nie, Vader, maar elke lied was so kosbaar en dit kom uit ons harte uit. Ons eer U, ons aanbid U, die koning van ons lewens. Dankie U dat U met elkeen van ons wil praat. U weet presies waar elkeen van ons is op die stadium van ons lewens. En U wil ons ontmoet daar. Dit wat Jean gesê het, U wil ons ontmoet. Kom Vader, kom praat met ons. Ons wil net hoor nie, ons wil verander, ons wil anders sê hier uitstap as wat ons ingestap het. Omdat ons U ontmoet het. Dis ons gebed vanmôre in Jesus naam, amen. Baie dankie dat U is. Die liedjies wat ons gesing het erin was so amazing. En dan dit wat Jean gepraat het, gedeel het, dis wat ek wil deel vanoggend. En ek weet Kryk het daaroor gepraat. Wat interessant is, Kryk se raai wat hulle skrif vir die jaar. Hulle toe ons nou daar inry, ek het dit nie gesien eintlik nie. Hulle het so 'n swart bord en dan skryf hulle the word of the year. Maar ek het dit nie gesien en na die Afrikaanse diens, hulle het ook Engels diens, na die Afrikaanse diens toe kom die aankondigings nou. Toe sien ek wat die skrif vir die jaar. Toe ons uitry, toe sien ek dit staan daar buite. Maar die skrif van die jaar is Matteus 6:33, maar soek eers die koninkryk van God. En dit was vir my treffend geweest. En ek het gaan luister na Kryk se boodskap gister. Toe ek lekker ontspan het in die bad. Daarom nie die hele boodskap in die bad geluister, maar ek het na dit geluister en dit is so kosbaar kragtig geweest. En ek wil nie sy preek oorpreek nie, maar dis wat God met ons praat nog die hele tyd. En ek hoop u kan onthou wat was die 3 goed wat hy genoem het. Teenwoordigheid, my doel in lewe en die beloftes. En dit het baie my gepraat, en ek hoop dit met u gepraat, maar praat beteken niks as dit nie my lewe verander nie, as ek my lewe aanpas daaroor. En hy het uitdagende goed gesê. En ek wil nie van dit oor herhaal nie, maar ek wil fokus veral op een ding, en die Here het my daaroor gepraat. Die titel wat ek het 2 titels geskryf. Die eerste een was, ons moet sterf. Maar toe ek nou later weer dink oor die titel, toe dink ek wil dit ook 'n P maak. Dit gaan oor prioriteit. Wat is ons prioriteit? En dit wat Jean geskilder het, ek gaan nie by my preek hou nie, maar wat Jean geskilder het, was geteken, het was kosbaar. Ek het gepraat oor teenwoordigheid, wat baie waar is. Ons moet God se teenwoordigheid soek, maar vir my is daar 'n dieper dimensie as teenwoordigheid. En ek wil ook, my vrou sê ek lees te veel skrif, en ek wil nie baie lees nie, maar in Exodus 20, onthou jy toe Moses na God toe gaan, God gee vir hom die wet, die ou verbond, en dan sê hy die volk moet hulle voorberei, moet hulle reinig, want God wil elkeen ontmoet. Hy wil nie net Moses ontmoet nie, hy wil elke mens ontmoet. En dan sê hy vir die volk, reinig hulle, en het hulle gereinig vir 3 dae, en toe kom die Here, luister mooi, toe kom die teenwoordigheid van die Here, maar dit was op 'n afstand. God sê, luister nie, ek wil nie teenwoordig wees nie, maar ek wil julle ontmoet. Ek wil ontmoeting met die volk hê. En toe die volk die teenwoordigheid sien, toe het hulle gevrees, sê ons wil hom nie ontmoet nie. Luister mooi wat ek sê volgend.
Hulle het gevrees en toe sê hulle, nee, ons wil nie ontmoet nie. Die teenwoordigheid was klaar te erg. En ons weet dat Moses het in die teenwoordigheid van God ingegaan en hy het God ontmoet. Ou Testament, Nuwe Testament. Jesus het baie mense gehad in sy teenwoordigheid. Daar was duisende in sy teenwoordigheid. En van hulle het op afstand gebly in sy teenwoordigheid, nie krities nie, maar het geluister. En dan was daar mense in sy teenwoordigheid, soos skrifgeleerders en fariseërs, wat krities was. En dan was daar mense wat hom ontmoet het. Daar's mense wat sy soom aangeraak het. Daar's mense wat hom toe gaan sê, ek het u nodig, vir wat ook al. En vandag is dit nog dieselfde ding. Ons het mense wat in God se teenwoordigheid inkom, en hom nooit ontmoet nie. En dit wat Jean gesê, die Here sê, ons moet een kant kom ontmoet, hy wil ons ontmoet. Dis 'n diepere dimensie wat God van my en vir jou soek. Dat ons hom saam ontmoet. Wat is die rede daarvoor? Die liede wat ons sing het, ek kan die goed nou nie eens onthou nie, maar is kosbaar, die derde lied. Burn like a fire in me. Verstaan, hoe verander ek? Ek wil dit vir julle sê. Hoe verander ek dat ek net 'n normale die teenwoordigheid van die Here net ervaar? Hoe verander ek dit na ontmoeting? Wat gebeur met 'n ontmoeting met God? God het vir Moses het vir die volk gesê, luister, moenie vrees vir God nie. Die oomblik as jy hom ontmoet, gaan daar 'n nuwe vrees inkom. Gaan lees dit maar. Hulle het gevrees en weggebly, en Moses sê, nee, dis nie wat jy moet doen. Ontmoet hom, en die oomblik as jy ontmoet, kom daar ander vrees in jou lewe. Dis in die ontmoeting, wat het gebeur met Paulus? Toe Paulus God ontmoet, toe verander hy. Toe sê hy nuwe mens. My boetie en sussie, wat gebeur wanneer ons God ontmoet? Ek sê, ons kan baie keer stiltyd hou en hom nie eens ontmoet nie. Maar wat gebeur wanneer daar ontmoeting is? Wanneer daar ontmoeting is, moet die een sterf. Wanneer ons hom ontmoet, dat ek sterf en hy leef in my, deur my. Eerste lied wat ons sing het. Leef deur my. Hoe leef hy deur my? Die enigste manier waar dit kan gebeur, is in sy teenwoordigheid. Dis waar ons bietjies vir bietjie sterf, en kom ons gaan na ons gaan na 2 Korintiërs, ons begin maar by 2 Korintiërs 2 Korintiërs 3 vers 18. Twee Korintiërs 3 vers 18. En ek gaan in hierdie Bybel lees, die ander een Lewende Bybel. Jy het die ou vertaling by u. Jy kan dit net volg soos wat ek lees. 2 Korintiërs 3. Ons sal eers lees ons begin by vers ek wil net kyk. Ja, kom ons lees met vers 18, maar jy kan dit voor dit lees. Hy praat daarvan, die Jode is vasgevang in die ou verbond. En daarom is daar nog 'n doek oor hulle gesigte. Want hulle is nog verbonde en glo in die ou verbond. En daarom is daar sluier oor hulle gesigte. Maar wanneer hulle Jesus aanneem, die oomblik as hulle Jesus aanneem, dis wanneer daai doek weggeneem word. En dan kom ons kom ek lees vers 17, hy sê, as die skrif hier praat van Here, word die Heilige Gees bedoel, want waar die Gees van die Here werk, verlos hy mense. Vers 18, hoor hoe lees hy hier die Bybel, vers 18, hy sê, ons almal wat in Christus glo, is soos mense wie se blinddoek afgehaal is.
Ons sien die goddelike heerlikheid van Christus duidelik soos in 'n spieël. Die Heilige Gees wat ook Here is, verander ons om al meer soos Christus te word. En om al meer sy heerlikheid te kan weerspieël. Wat Paulus hier sê, wanneer ons in God se teenwoordigheid inkom, dan transformeer hy my. Ek sterf en hy leef deur my. En daar's baie skrifte daarvoor. Galasiërs 2:20. Ek gaan dit nie lees, u kan die wat skryf kan lees. Galasiërs 2:20 sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En die lewe wat ek nou leef, leef ek nie vir myself nie, maar ek leef vir hom. 2 Korintiërs, kom ons bly na 2 Korintiërs 5:15. Ek het dit vir julle gesê, dit is 'n skrif wat ons moet vashou vir hierdie jaar. 2 Korintiërs 5 vers 15. Ons ken vers 17 baie goed. Ek is 'n nuwe skepsel. Kyk, die ou ding het alles verbygaan. Alles het nuut geword. 2 Korintiërs 5:15 lees soos volg. Hy sê, want ons almal, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf. Nou praat hy met ons, sodat die wat lewe nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. En dis waar die dilemma lê, en dis waar Kerk ook gepraat het. Ons moet 'n nuwe kultuur kry. En hy het gepraat van 'n goddelike kultuur. Onthou jy die Here my het gedag toe ek gesê het, Here, toe ek nie Here ingenooi, okay, maar toe ek gesê het, wat wil ek graag in 2026 bereik? Toe het ek gesê, ek wil 'n bietjie gewig verloor, ek wil 'n bietjie fikser word, ek wil dit, en ek het 'n lysie gehad. En later konfronteer die Heilige Gees my en sê, maar, jy het nooit gesê, Here, laat u doel in my lewe bereik sal word hierdie jaar nie. Nie gesê nie. En dit is skokkend. Is ons lewe so ingerig dat dit gaan oor alles hier, of het God se koninkryk 'n plek in ons lewens? En die skrif waartoe ek wil vat, wat ek wil lees, is in Filippense. Kom ons bly gou na Filippense 3 toe. Ek het ook in Filippense gelees, hy het 4 gelees, maar ek wil graag, kom ons gaan na Filippense 3, ek wil daar 'n paar vers lees, van vers 17, ek gaan weer die Lewende Bybel uit lees, Filippense 3, en ek gaan lees vanaf vers 17, Filippense 3 vanaf vers 17, dit lees soos volg, broeders, julle moet almal my voorbeeld volg. Sjoe, Paulus sê dit 1 Korintiërs 11 vers 2 ook. Volg my soos wat ek Christus volg. Paulus wat hy skryf vir die gemeente in Filippe. Hy sê, broeders, julle moet almal my voorbeeld volg. As ek nie self daar is nie, is daar ander wat lewe soos ek hulle gewys het. En dit gebeur net, het ons nou gehoor, as ons tyd met ons spandeer. Dan sê hy die volgende, hy sê, let op na hulle, as ek nie daar is nie, is daar ander wat lewe soos wat ek hulle gewys het. Let op hulle gedrag. Ek het al meermale vir julle gesê, en ek sê dit nou weer met trane, daar is baie wat hulle so gedra, dat hulle alles beveg wat Christus vir ons verkry het, toe hy op die kruis gesterf het. Met ander woorde, dit wat Christus vir ons aan die kruis
voorbetaal het, leef hulle nie uit nie. Hulle beveg dit. Ek gaan net weer daai vers lees. Dit is vers 18. Ek het al meermale vir julle gesê, en ek sê dit nou weer met trane. Daar is baie wat hulle so gedra, dat hulle alles beveg wat Christus vir ons verkry het, toe hy aan die kruis gesterf het. Vers 19. Hulle is op pad na hulle ondergang, want hulle eie begeertes het hulle afgod geword. Hulle spog eintlik oor die skandelike dinge wat hulle doen. En al wat hulle in gedagte het, is die ding wat hier op aarde is. Eina. Alwaar ons dink, ek dink die ou vertaling praat van ons maag vol te maak. Dis alwaar ons dink. En hy sê, dis nie wat Jesus voorbetaal het aan die kruis nie. Dis om kry gesê, ons moet 'n goddelike kultuur kry. Ek gaan my denke moet verander, my hele wese moet verander. En dan gaan hy vers 20. Vers 20 sê, maar ons is nie so nie. Ons vaderland is in die hemel. Die ou vertaling praat van ons is burgers van die hemel. Ons is net bywoners hier. In die volgende gedeelte, ek glad nie verstaan hoekom hy daar ingeskryf het nie. Maar ek sê dit vir julle, en ek wil dit weer lees, kom ons lees weer vers 20, hy sê, maar ons is nie so nie, ons vaderland is in die hemel. Dit is waar ons redder, die Here Jesus, nou is, en ons wag dat hy moet terugkom na ons toe. Dit lees hierdie goed, ek ken hy skrif, maar het maak nie sin nie. Gisteraan toe snap ek dit. Jy sien, as ons die verwagting het van Jesus wat terugkom nie, dan leef ons vir onsself hier op aarde. Ons verloor die verwagting, ons besef nie, hy kom terug nie. En alles wat hier op aarde is, gaan weg. Is niks. En al wat ons sal hê, is dit wat ons in hom het. Daarom wil ek vir u sê, die Heer my al gepraat en sê, luister hier, verwag jy nog dat Jesus gaan terugkom? Hy kan enige oomblik uit terugkom. En as hy terugkom, gaan jy niks saamvat nie. Jy het naak hier ingekom, jy sal naak uitgaan. En daarom sê hy, ons kan nie leef soos die mense van die wêreld nie. En dis waar die Here toe, ek na kry sy boodskap luister, waar die Here hard my ook gepraat het. Dit gaan nie oor die nou nie. As ons 'n verwagting het, dat hy kom terug, en ons is oorwinnaar saam met hom, dan moet ons leef vir hom. En die enigste manier hoe ek vir hom kan leef is, ek moet sterf, sodat hy kan leef deur my lewe. Johannes sê, hy moet meer word, ek moet minder word. Daar is nie 'n ander pad nie. My boetie en suster, die Here daag my uit, en ek daag u vanmôre uit. Ons kan nie vir onsself leef. As ons vir onsself leef, raai wat, dan het ons oog afgehaal van Jesus. Dan fokus op nou. Lekker gesond eet. Kry het woorde gebruik van, hy het gepraat van plesier, gemak. Dis waarvoor ons lewe. In plaas van sy koninkryk. Ek wil vir u sê vanmôre, hy kom terug. Jesus kom terug. En ons gereed wees. En wanneer ons oog is op dit is, raai wat, sal ons lewe nie net gaan oor die lekker vet eet en sovoorts nie. Dan sal ons gereed wees. En dit gebeur wanneer ons in sy teenwoordigheid hom ontmoet. Sê Here, kom verander my, kom leef deur my. Burn like a fire in me. En dis die uitdaging
wat die kerk het. Dis die uitdaging met die gelowiges het. Ons het 'n hoopvolle toekoms. Maar ons nou ons oë afval van Christus. Hy kom. Ons weet nie wanneer hy kom. Hy's op pad. En hy wil hê ek en jy met ons oog daar gehou word. Daarop hou. En as ons oog daarop hou, want dan gaan ons nie vir onsself leef nie. En dis die uitdaging wat ek vanmôre vir u wil gee. Om te sê, kom ons fokus op hom. Ons is burgers van die hemel. Kom ons bly net gou na Kolossense, net daar langs aan. Kolossense 3. Kolossense 3. Ekskuus, ek wil nie die regte Bybel kry. Kom ek lees hom ook in hierdie ander vertaling. Kolossense 3 vers 1 af. Hy sê, julle is saam met Christus lewendig gemaak. Het nou die nuwe lewe. Lê julle dan daarop toe, op die dinge wat in die hemel is, waar Christus nou in die ereplek aan die regterkant van God sit. Vers 2. Laat julle gedagtes vol wees van die dinge wat in die hemel is, en nie die dinge wat op die aarde is nie. Want wat hierdie dinge betref, is julle soos mense wat dood is. Julle eintlike lewe word veilig bewaar by Christus en by God. Kom ons kry ons oog weer in die hemel, my boetie en sussie. Kom ons kry jou oë weer op Jesus, hy kom terug. En dat ons nie sal lewe vir onsself nie, maar dat ons vir hom sal lewe. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader, dat U ons baie lief het, en dis hoekom U Jesus gestuur het. En hy het ons gered uit die koninkryk van die duisternis, en verlos uit die mag van die duisternis, en ingebring in 'n nuwe koninkryk van sy Vader. En hy het ons aangestel om die koninkryk eerste te soek, dat ons begeerte sal wees, die koninkryk, om te heers saam met U hier op aarde. Vader, ek wil bid vir elkeen van ons wat hier is vanmôre. Help ons, laat ons verwagting is, hy kom weer, hy leef, hy het opgestaan, maar hy kom weer. En laat ons gereed sal wees om U te ontmoet. Laat ons nie vir onsself sal leef nie, maar dat ons sal leef tot eer van U naam. Laat ons lig en sout sal wees. Ons het vanmôre gesing, Vader, burn like a fire in me. Kom leef deur my. En dis ons gebed vanmôre opnuut. Opnuut. Kom leef deur ons. Help ons dat ons 'n nuwe kultuur sal ontwikkel. Here, ons vergewe ons eie dinge gebou het. Ons eie koninkrykies gebou het. Want daar is nie sekuriteit daarin nie. U kom weer, sê U. Maar dat ons hoop en ons oë sal vestig op Christus wat weer sal kom, en dat ons sal leef tot sy eer. Sy koninkryk sal soek, sy koninkryk sal bou oor ons waar ons gaan. Dat ons sout en lig sal wees in 'n baie donker wêreld. Dankie daarvoor. Dankie dat U ons bekwaam gemaak het deur die Gees, U Heilige Gees. En daarom wil ons bid en vra, kom leef deur ons. Kom leef deur ons. Laat mense U in ons lewens sal sien. Dit is ons gebed vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen.